Goeiemôre, liewe vriende. Honderesies, verstaan ek, werk so. Dis maar soos daar by perderesies, nee, die honde is so in hokke wat met deure wat net gaan oopmaak, hekke wat net gaan oopmaak. Maar belangrike ding nou daar is 'n fophaas. Weet, so 'n fophaas wat daar is op 'n lang arm wat dan nou so uitgesleep word voor die honde. So as hy hek oopmaak, kan hardloop hulle dinge is uit agter hierdie haas aan. Wat sou gebeur as die hekke oopmaak, maar daar's nie haas nie? Wel, daai honde is so vol adrenalien, dat as hy hekke dan oopmaak, dan spring hulle aan mekaar, en hulle verskeer vir mekaar. Ons het maandag begin om te gesels oor, hierdie troos, hierdie aanmoediging, hierdie nabyheid van die Here Jesus in ons lewens, en weet wat dit in ons doen, en dan, maar dit is eintlik deel van 'n sin, wat sê aangesien, nie omdat hierdie troos in Christus wat jy ondervind, die aansporing, die liefde, die gemeenskap, die Gees, die innige meegevoel en meelewing, wat moet hierdie goeders in julle lewe maak? Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet elkeen die ander hoër ag as homself. Nie aan my eie belange dink nie, maar die van ander, selfde gesindheid as in Jesus, bereid wees om mekaar te dien. Ek onthou, toe ek groot geword het, so op skool, het nou maar nie veel eintlik te maak gehad met ouens van ander kerke, met hulle gepraat en so aan nie, maar die idee was maar half, hulle is anders en hulle is op 'n manier die vyand. Maar toe kom ek op universiteit en ek raak deel van 'n groepie Christene wat passievol is oor die Here Jesus en oor die eer van die Here Jesus, en ons gaan op uitreike en ons bou goeders, ons gaan op fietstoere om geld in te samel, en ons reik uit op kampus en ons bid saam met mekaar, en ons is 'n groep van mense van verskillende kerke. Maar weet jy, ek kan nie een gesprek onthou wat ons ooit met mekaar vasgesit het oor die doop of oor die buitengewone gawes of enige van daai aard nie. Hoekom? Want nou was 'n haas. Ons het almal met mekaar saam hierdie passie vir die eer van die Here Jesus gedra. Ons het hierdie gehad wat 2 vers 1 sê, nee, ons het saam met ons die troos in Christus in ons lewens ondervind, sy aanmoediging deur sy Gees, sy meegevoel, sy meelewing, en dit is die ding wat ons gedryf het, dat ons 'n gemeenskaplike doel nagejaag het, en dat dit nie vir ons gegaan het oor my standpunt, wat nou belangrik is, jou standpunt, of wat ook al, nee, ek kon selfs die ander ou hoër ag as myself, en ek kon dit wat die Here Jesus in sy lewe gedoen het, waardeer en bewonder, en vir hom dankie sê daarvoor. Kom ons bid. Here, baie dankie weer eens vir die troos, vir die aanmoediging, vir die nabyheid van die Gees in ons lewens, maar dat dit nie net vir my iets persoonliks is nie, dat dit iets is wat in elkeen van die kinders brand in ons dryf, en Here, help vir ons dat dit ons fokus sal wees, veral ook dat as ons in 'n moeilike situasie is, dat ons nie sal fokus op die persoonlike dinge en ons persoonlike ambisies en dit wat ons agendas is nie, maar dat ons U voor oë sal hou, en U sal verheerlik in alles, en dat dit ons sal saambind, dat ons as U kinders U werklik kan dien, en mekaar kan dien, soos wat U dit wil hê, in Jesus naam, amen.